Hallo julle en welkom by die derde episode in die nuwe tema van Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is 'n honger wat smag na iets meer en die tema die kriewelrige kerk. Het jy al ooit daardie stemmetjie hoor fluister wat sê, ek het al hierdie woorde gehoor, maar waar is die lewe in dit? Daar kom 'n punt waar selfs die mees toegewyde gelowige voel hoe iets binne hom begin protesteer. Nie teen Christus nie, maar teen die afgewaterde dieet waarmee hy al vir jare lank gevoed word. Hierdie oordenking begin presies daar, by die ongemak wat jou nie wil los nie. Die plek waar jy besef dat jy nie meer kan oorleef op geestelike melk nie, al het dit jou jare lank gedra. Jou siel roep na iets meer standvastig, iets dieper, iets wat jou werklik vorm en iets meer as net melk. En dalk is dit hoekom jy by hierdie reeks uitgekom het. Jy voel die ongemak tussen wat jy weet en wat jy leef. Jy voel hoe die Gees jou uit die kleuterskoolklas van die geloof roep en jou uitnooi na 'n tafel waar vaste kos bedien word, waar volwassenheid nie 'n opsie is nie, maar 'n roeping. Hierdie deel van die reeks is vir die wat moeg is vir die herhaling, vir die wat honger is vir groei, vir die wat weet dat die koninkryk meer is as net die beginpunt. Hier begin die skuif van melk na ware voeding. Die sleutelvers vir vandag kom uit Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Die oordenking vir vandag, melk wat jou nie meer laat groei nie. Daar is 'n vreemde stilte wat oor 'n gemeente hang, wanneer almal week na week dieselfde boodskap hoor. Nie omdat dit vals is nie, maar omdat dit nie meer voed nie. A.W. Tozer het dit lank terug raak beskryf. Hy sê dat daar geen tekort is aan leraars wat die waarheid korrek kan uiteensit nie, maar dat menigte van hulle nooit verder kan beweeg as die grondvlak nie. Hulle preek oor redding aan mense wat al jare lank gered is. Hulle skop teen 'n deur wat lankal oop is en die volk sit daar, honger, maar niemand bring brood nie. Ons het 'n Afrikaanse gesegde, altyd op dieselfde aambeeld hamer. Dit is presies wat in baie kerke gebeur. Die evangelie, die mooiste, kragtigste beginpunt van ons geloof, word weekliks herhaal aan mense wat dit reeds glo, reeds verstaan en reeds aanvaar het as die waarheid. Dit is soos om 'n baba te probeer voed wat lankal 'n volwassene is. Die melk is nie verkeerd nie, dit is net nie genoeg nie. Dit is die begin, nie die bestemming nie. Die evangelie is die deur waardeur ons die koninkryk binnegaan. Dit is die fondament waarop alles rus. Maar wanneer 'n gemeente vir jare net die fondament hoor, begin hulle geestelik stagneer. Hulle weet reeds dat Jesus hulle gered het. Hulle weet reeds van bekering, geloof, oordeel en die ewige lewe. Hulle het dit al honderde kere gehoor. Wat hulle nie hoor nie, is hoe om te groei, hoe om te leef, hoe om te onderskei, hoe om geestelike volwassenheid te bereik. Hulle kry melk, maar hulle het vaste kos nodig. Die skrywer van vandag se sleutelvers uit Hebreërs het dit baie goed gestel. Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens nie meer gevoed moet word nie, maar self moet kan eet. Wanneer die basiese dinge nie meer genoeg is nie. Wanneer die gemeente moet beweeg van Jesus het my gered na hoe leef ek nou as iemand wat gered is. Maar baie kerke bly vasgevang in die eerste klas van die geloof. 'n Plek waar almal bly sit, al is hulle lankal gereed vir die volgende vlak. En dit is hoekom soveel Christene verveeld raak. Nie omdat hulle rebels is nie, maar omdat hulle honger is. Hulle weet daar is meer. Hulle voel dit in hulle binneste. Hulle lees die Bybel en sien 'n lewe vol krag, insig, groei, volwassenheid. En dan kyk hulle na hulle Sondae en sien 'n herhaling van die beginpunt. Die melk is goed, maar dit dra jou nie deur die lewe nie. Dit bou jou nie, dit slyp jou nie, dit verander jou nie. Hierdie deel van die reeks is nie 'n aanval op prediking nie.
Dit is 'n uitnodiging tot groei. 'n Roep om verder te beweeg as die fondament, om die volle inhoud van die boodskap te ontdek, om te leer wat dit beteken om werklik geestelik volwasse te word. Want die koninkryk is nie net vir babas nie. Dit is vir mense wat wil groei, wil verstaan en wil leef. En dit begin wanneer ons ophou melk drink en begin vaste kos eet. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Daar kom 'n oomblik in elke gelowige se reis wanneer jy besef dat God jou nie gemaak het om vir altyd op die geestelike stoeltjie te sit nie. Die honger wat jy ervaar is nie 'n fout nie, dit is 'n uitnodiging. Wanneer jy voel dat die melk jou nie meer voed nie, is dit die Gees wat jou roep om op te staan, om te groei, om te ontdek dat daar 'n tafel vol vaste kos vir jou wag. Laat daardie honger jou beweeg. Laat dit jou herinner dat jy nie gemaak is vir herhaling nie, maar vir volwassenheid. Begin deur eerlik te kyk na jou eie geestelike dieet. Waar het jy tevrede geraak met die minimum? Waar het jy gewoond geraak aan boodskappe wat jou nie meer vorm nie? Kies om doelbewus te groei. Lees die woord met die verwagting dat God jou wil slyp. Soek gesprekke wat jou uitdaag. Stap saam met mense wat jou help om te onderskei tussen melk en kos. Groei gebeur nie per ongeluk nie. Dit gebeur wanneer jy bereid is om dieper te gaan as wat gemaklik is. En wanneer jy hierdie pad begin stap, sal jy ontdek dat God jou nie net wil voed nie, hy wil jou gebruik. Hy wil jou insig slyp, jou karakter vorm, jou gehoorsaamheid versterk. Hy wil jou 'n draer maak van volwassenheid in 'n wêreld wat vasgevang is in die beginpunt. Jou groei is nie net vir jou nie, dit is vir almal rondom jou. Laat hierdie oordeenking jou herinner, jy is nie gemaak om 'n kind te bly nie. Jy is gemaak om te groei, te leef, te dra en om die volle inhoud van die boodskap te ontdek. Kom ons bid saam. Abba Vader, ek staan voor U met 'n hart wat weet daar is meer as wat ek tot nou toe geleef het. Ek erken dat ek te lank tevrede was met die oppervlakkige, met die bekende, met die gemak van melk. Ek vra dat U my innerlike mens wakker maak vir die diepte waartoe U my roep. Laat my nie langer bly waar ek is nie. Breek die passiwiteit, die traagheid, die geestelike luiheid wat my terughou. Leer my om nie bang te wees vir groei nie, om nie te skrik vir die vaste kos wat my karakter slyp en my denke verander nie. Gee my 'n gees van onderskeiding, 'n hart wat luister en 'n wil wat gehoorsaam is. Laat U woord nie net vir my bekend wees nie, maar vir my 'n werklikheid word. Iets wat my vorm, my rigting gee, my laat leef met 'n doel en volwassenheid. En Here, laat hierdie honger nie net 'n gevoel wees nie, maar 'n beweging. Laat dit my lei na nuwe gewoontes, nuwe gesprekke, nuwe gehoorsaamheid. Maak my 'n mens wat groei, nie omdat ek moet nie, maar omdat ek U liefhet. Neem my verder as die beginpunt en bou in my 'n lewe wat na U wys, wat U eer en wat U hart reflekteer. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Efesiërs 4 vers 14 tot 15. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Hierdie vers sluit perfek aan by die oordeenking se tema. Om nog geestelik 'n kind te wees nie 'n permanente toestand mag wees nie. Paulus wys dat wanneer ons nie groei nie, ons maklik mislei word, maklik verwar word, maklik rondgegooi word. Dit herinner ons dat melk nie genoeg is om standvastigheid te bou nie. Volwassenheid kom wanneer ons dieper gaan in waarheid, insig en gehoorsaamheid. Die volgende vers kom uit Kolossense 1 vers 10. Sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.
Hierdie vers praat direk met die kern van hierdie oordeenking. Groei is nie opsioneel nie. Paulus wys dat 'n waardige lewe nie net begin by redding nie, maar voortgaan in vrug, insig en toenemende kennis. Dit versterk die boodskap dat Christene nie net moet hoor nie, maar moet ontwikkel. Dat die evangelie die beginpunt is, maar nie die eindpunt nie. En dan die laaste vers kom uit 2 Petrus 3 vers 17 tot 18. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarinteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid. Amen. Petrus roep gelowiges hier om nie te bly waar hulle begin het nie, maar om voortdurend toe te neem in genade en kennis. Dit bevestig dat geestelike volwassenheid 'n lewenslange proses is, een wat nie gevoed kan word deur melk alleen nie, maar deur 'n dieper, ryker wandel met Christus. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.